Ja, ons is besig om voor te berei vir vanaand se seder, die ete van Pasga. En ek het nou so 'n klompie goedjies wat ek nou gisterand genoem het vir julle wat julle moet voorberei, het ek hier voor my. En nou gaan ek vir jou net min of meer wys hoe om alles reg te kry. Die een ding waarmee ons begin, kom ons begin sommer met die gasoret. Wat ek hier het is sommer net 'n paar neute. Klompie neute van waarvan ek hou. En dit kap jy nou fyn, sommer net 'n gewone kappertjie, en dan ook appel. Sit sommer 'n paar stukkies appel in, daar gaan hy, sal hom nou kry, is lekker paar stukkies appel wat jy insit, en dan vat jy sommer 'n bietjie heuning wat jy daarby mee kan saammeng, klein bietjie rooiwyn dalk ook, wat ek sien sommige ouens doen, en maak dan 'n lekker mushy affære daarvan, en sit hom in die yskas. Proe hom ook, hy moet 'n bietjie van 'n soeter smaak hê, dis hoekom jy die heuning bysit, maar daar het jy nou 'n bietjie van 'n voorbeeld van hoe jy die gasoret kan maak. Sommer net eenvoudig, net 'n paar appeltjies en neute wat gekap is by mekaar heuning meng. Nou kom ons kom by die broodjies. Ek het nou gaan soek na die brood wat ek gisterand vir julle gesê het, die matzos. Ek kon nie die groter broodjies kry nie, al wat ek kon kry is die kleiner beskuitjies. Nou, hier is 'n klompie van hulle, jy sien dit op die tafel, want dit gaan geëet word so met die loop van die aand, kan botter daarby sit, smeer hom sommer voor die tyd met botter, maar wat jy doen is jy vat drie van hulle apart, en sit dit in 'n aparte houertjie, wat jy dan toevou. En hierdie is ook op die tafel. Saam met die brood in die middel van die tafel is hierdie, saam met jou broodjies. Onthou nie, net nie vars brood nie, soos 'n gebrood wat met suurdeeg gemaak is nie. Jammer. Kom ons kom by die volgende. Ons bou 'n slaai. Ons vat die slaaikop, breek hom sommer in 'n stukkie, soos wat jy 'n gewone slaai maak. Vat tomaties, lekker tomaties. Hierdie tomaties kom uit ons tuin uit. Is te heerlik, okay? Gooi tomaties in, so jy maak 'n gewone slaai. Wat jy ook kan doen is, ek kon nie van die radyse kry nie, maar wat ook werk vir die bitterkruie is klein komkommertjies. Sny dit ook maar net op, maak 'n slaai daarvan, sit 'n paar stukkies van hierdie petersilie, sny dit of kap dit op ook, sit dit ook in. Maar wat jy dan doen, is jy het 'n klein bordjie, nou nie so groot soos hierdie nie, ons kan dit maar apart maak, hier so 'n paar in, en jy het dan van die radyse of van die komkommertjies, wat jy apart in 'n in 'n bordjie het, en maak dit 'n bietjie 1 of 2 slaaiblare wat jy ook apart het. Jy het nou jou slaai gemaak, sit hom nou eenkant as jy klaar is met hom, maar op die tafel is daar dan 'n spesifieke bordjie met, jy kan alles op een bord sit as jy wil ook, met jou slaaiblare, petersilie, komkommer, radys, die goedjies is daarop. Dan net gewone water wat jy vat, sit 'n bietjie sout in en meng hom. Maak 'n bietjie soutwater, maak dit gereed as 'n aparte bakkie op jou tafel. Hierdie gasoret kan jy eers in die yskas gaan bære tot vanaand toe. Wat jy ook kan bysit is, as jy jou slaai bou, sit jy regtig enige iets waarvan jy hou in. Avo sit avo in, olywe sit dit in. Maar wat op jou tafel gaan wees, is die brood, water, die slaaiblare, die petersilie, die bitterkruie, en dan die gasoret wat daar gaan wees vanaand. En dan ook jou gekookte eiertjies. Hier is ek nou 'n gekookte eier, wat elkeen 'n stukkie eier gaan kry. Wat ek ook nou kan doen is ek kan hom nou sny of selfs in die slaai insny, dis ook baie lekker. Maar die eier kom ook of op 'n aparte bordjie of saam met die ander, maak nie saak nie. Maar as jy nou jou tafel rangskik vanaand, dan gaan hierdie goedjies op jou tafel wees. Okay. Goed, dis min of meer hoe jy voorberei. En dan het jy jou vuur wat jy gaan regmaak, jy het jou vleisie wat jy gaan braai, wat jy nou al reeds reggemaak het, marineer, whatever jy gaan doen wat lekker is.
maar jy's daarmee gereed. En dan het ons 'n klompie ander goed wat jy ook gaan nodig hê vir vanaand. Dat ek net gou hierdie goedjies kry. Die voorskrifte was dat as jy die ete gaan doen, dan doen jy dit anderster as 'n normale ete. Nou hoe die Joodse ete normaal was, is dat jy het nou jou kleed aangehad, as jy nou buite rondgeloop het en gewerk het, en om jou kleed het jy nou jou belt gehad, nê, wat jou klere vasbind, sodat jy kan beweeg en kan werk. As jy normaalweg inkom, dan kom jy by die deur en jy maal jou belt af, sodat jy kan ontspan. En jy trek jou skoene uit, en iemand is daar om jou voete te was, en jy los jou wandelstaf ook buite. Dis hoe 'n normale ete sou plaasvind. As jy nou voorberei vir die Joodse ete, dis hoe jy sal voorberei. Maar vir Pasga is dit heeltemal anders. Jy gaan voorbereid om te toer, om te trek, met jou belt om jou lyf vasgemaak, jou klere opgebind, asof jy nou op 'n staptoer gaan, met jou skoene aan. Anders, jy het nou jou skoene aan, jou stapskoene het jy aan jou voete, en jy het jou stapstok in jou hand. En op so 'n manier is jy besig om die aand die ding te doen, die voorbereidings te doen, met sonsak, kersse op te steek op die tafel, en dan gaan jy nou in jou Pasga ete of jou Sabbat ete in. Bietjie anders, né? Is 'n bietjie anders. Dis nie ontspan nie, jy's gereed om te trek, eintlik die voorskrif daar in Exodus was om haastig te eet, haastig voor te berei en haastig te eet. Vandag sal die Jode dit nie so haastig doen nie, hulle sal al hierdie goeders doen, maar dit sal 'n lekker kuier en rustige aand wees. Hoekom? Want die Jode hou van kuier. O, Vaderland, hulle soek nie 'n verskoning om te partytjie nie. Hulle is voorbereid om dit te doen. Hulle is reg. En dis goed, dis reg. Ons moet by hulle leer hoe om 'n bietjie partytjie te hou en die lewe te geniet en selfs hierdie Pasga ete lekker te geniet, want dis 'n familieding. Dis nie so 'n stywe heilige ding, wat dis is 'n familieding met baie simboliek, ja, baie diep geestelik, ja, maar baie pret. En ja, ek dink as jy dit nou gaan so 'n paar stukkies voorberei en reg kry, dan dink ek dat julle gaan dit regtig nogal geniet vanaand. Ek hoop dat julle dit gaan saam doen. Later gaan ek vir julle dan video stuur van die verloop van die ete, en as alles nou klaar en reg is, hoe die verloop van die ete plaasvind. Dan sien later.